deel, dis nooit God se probleem nie, maar dis my eie probleem, want ek het nie geluister nie. Nou hierdie moet in ons lewe plaasvind. In elkeen van ons lewe is daar sekere dinge wat plaasvind, en dan wonder ons ook maar net, hoekom is dit daar? Daar is omstandighede, daar is situasies wat gebeur, daar is aanvalle wat ons pad langs kom. Dit is so, dit gebeur met elkeen. En ek het al baie keer vir mense gesê, pastoor, sê hulle, ek weet nie, ek is in 'n situasie, en hoekom gebeur dit met my? Dan sê ek net, hou moed. Ek het 'n voorbeeld wat ek baie keer al genoem het, en dit gebeur, dat ons as kinders van die Here, ons maak 'n besluit, en dan sê ons iets, sonder om daaroor te dink. En ek onthou eendag toe skree ek op die Here, jy sal miskien sê, maar pastoor, kan dit gebeur, maar jy weet, die aanval is ook teen pastore. Hulle kom baie keer teen kinders, is juist teen die kinders van die Here, wat hierdie aanvalle kom. En ek het so skuldig gewees, dat ek op die Here geskree het, ek het nie gevloek of so iets nie, maar ek het baie sleg gevoel. En ek bel 'n kollega van my, en ek sê vir hom, Peer, man, jy moet vir my kom bid, ek is in 'n situasie. Hy was daai tyd, Peer Hofman daar, Western Area, en hy sê vir my, ek is op pad na jou. Ek sê, nee, moet nie dit bid net vir my asseblief. Hy sê, ek is op pad. En toe hy daar kom, toe sê, waarmee kan ek help? Ek sê, weet jy wat, ek het op die Here geskree, en hy kyk my so, wees kalm. Jesus het ook op God geskree. Ek sê, no ways, dit kan nie wel wees nie. Onmoontlik. Hy sê, die Bybel sê, terwyl hy op die kruis was, toe roep hy, my God, waarom het jy my verlaat? Hy het op die Here geskree, op God geskree. Maar daar was 'n rede, God het nie teen hom gehou nie. Maar daar was 'n pad wat hy moes loop, wat hy as mens op daai oomblik nie kon verstaan nie. En ons ook baie keer, as ons nie op 'n kruis is nie, maar ons is op 'n kruispad, of ons is in 'n situasie, en dan wil ons moedeloos raak, en ons wil baie keer sê, Here, waar was hy, waar is hy? Selfs met Lazarus sit, toe hy dood is, het sy susters, sê, waar was hy, Here? Want die daaroor preek, ek onlangs daaroor gepreek, maar broer en suster, en dan kom maar verby, die sê, as jy hier was, Here, sou my broer nie gesterf het nie, maar God het 'n plan, hy weet wat hy doen. Hy sê, dit sal wees tot die verheerliking van God. En nou wil ek hê, jy moet kyk na Psalm 106, maak gou daar oop asseblief. Ek wil so 'n paar dingetjies daaruit wat Dawid geskryf het in die woord van die Here. Psalm 106, ons gaan nie die hele 106 lees nie. Sê dankie tot daarvoor. 106, die opskrif staan daar in die ou vertaling. God bly getrou. Amen. God bly getrou. Hy sê, halleluja, loof die Here wat hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in alle ewigheid. Wie kan die magtige dade van die Here uitspreek? Al sy roem verkondig. Welgeluksalig is hulle wat die reg bewaar, die wat altyd geregtigheid wil doen. Dis wat hy sê, hy noem die grootheid van die Here, dan kom hy effens so swaar, hy sê, dink aan my, o Here, na die welbehae in u volk, besoek my met u heil. En dan merk ons hierso, dat hy gaan in verder, hoe dat hulle in 'n situasie beland wees, die Egiptenare, maar hoor nou wat sê, vers 12, toe het hulle aan sy woorde geglo, hulle het sy lof gesing, maar, luister nou mooi, maar, hulle het gou sy werke vergeet, op sy raadsbesluit nie gewag nie,
Nou vra ek die vraag, ons kom. Hulle het 'n besluit geneem. Dawid roep uit, geluksalig is hulle wat op die Here vertrou, en die Here het hulle deurgedra. Nou is hulle in 'n situasie, en nou sê hulle daar, maar hulle het gou sy werke vergeet. Op sy raadsbesluit het nie gewag nie. Nou hierdie is 'n belangrike vers. En hulle het baie begeerig geword in die woestyn en God versoek in die wildernis. Hulle het begeerig geword om weer ordentlik te eet. Hulle het begeerig geword om vry te wees. Hoor nou mooi vers 15. Toe het hy hulle gegee wat hulle gevra het. Nou hulle bid dan sê, Here, help ons. Doen iets vir ons, en God doen dit. Maar luister, dis nie die hele vers nie. Toe het hy, is God, hulle gegee wat hulle gevra het. In ander woorde, hulle begeerlikhede, wie het al gebid vir iets en die het gekry. En dan werk het nie uit nie. Hoekom? Jy het begeerig gebid, maar in hulle eie siel 'n maarte gestuur. In hulle eie siel. So, ek wil dit in Engels sê, you can force God by your prayer, but you got to face the consequences of your prayer. That's not in the will of God. En ek wil vanmôre vir sê, vir die wat luister, God wil net die goeie hê vir een van my. God wil nie dat dit met die sleg gaan nie, maar baie keer gebeur dit so. Ons bid, ons is begeerig, wat ons wil hê. Soos Willie altyd sê, dis die duiwelse vrou. Wat is haar naam? Mabel. Mabel. Weet nie wat hulle van nie, maar die duiwel en sy vrou Mabel. En daai Mabel, my eie wil wat jy baie keer gebruik, is tot jou eie skade. Want jy sien, jy het gebid. God gaan jou net gee wat jy vra. Maar baie keer dan wonder ons, hoekom antwoord God nie? Juis omdat hy weet, jou beplanning, jou eie wil, is nie die wil van God nie. Ek wil nou graag hê, ons het al baie, Pastor Jannie ook onlangs daaroor gepreek, maar kom ons gaan gou na 2 Konings toe, asseblief, 2 Konings. Dus onthou so 'n paar weke terug het Pastor Jannie daaroor gepreek. Ek wil dit net noem, want hier is 'n baie mooi voorbeeld van dit wat gebeur. Die woord sê, en Naaman, is 2 Konings 5, skies tog. 2 Konings 5. 2 Kings 5. Hy sê, en Naaman, die leerowerste van die koning van Aram. Hoor nou mooi, hy was 'n groot man voor sy Heer. En met wie? Ek het Henny daar agter asseblief by Bruce gehou. Kom ons bid. Baie dankie. Hy voel nie lekker nie. Kom ons steek ons hande uit. Ons susters en vriende, daar's iets fout daar. Maar dis die duiwel. Kom ons bestraf sy werke. Vyand, in die naam van Jesus, vra, dit gebeur soms met ons ook. Gebeur met ons ook. Nie net goddelose nie, maar dit gebeur met ons ook. Dis juist dat ons kan besef wie God is, dat wanneer iets gebeur, dan is God daar om te antwoord. Amen. Hy is daar. En ons sien in 2 Konings 5 lees ons van Naaman. Ons is besig om te lees, maar gaan net dit gou opsom vir u. 'n leerowerste van die koning, hoog in aansien. Groot man voor sy Heer. Hoekom? Want deur hom, luister nou mooi, deur hom het die Here aan die Arameërs oorwinning gegee. Nou die Arameërs
is nie God se volk nie. Hulle is die vyand van God. Maar God laat toe dat die Arameërs oorwinning kry, en dan sien ons wat gebeur. 'n onskuldige dogtertjie van die Jode word weggevoer. In ander woorde, God het toegelaat dat hierdie oorlog moet plaasvind, sodat 'n dogtertjie kan ontvoer word. Hoekom? Dit lyk so onregverdig. Dit lyk so onregverdig. Kom ons kan ons aandag daar, ons kom ons gee die Here aan die klap. Ons sê dankie. Stop hier. Prys die Here, prys die Here. Ons bid vir julle, Suster Salome. Ons bid vir julle, bid vir julle. Prys die naam van die Here. Baie dankie Kobus ook vir jou, die wat gehelp het daar. En natuurlijk elkeen sy gebed. Prys die naam van die Here. En ons sien wat gebeur. Hierdie dapper soldaat, elke dag was hy daar en mense het hom aanbid as te ware, hoog in aansien. Jy kan sê 'n vriend van die koning. Maar in die aand, as hy sy kleed uittrek, dan merk hy wat hy is melaats. Maar God het 'n plan gehad om nie net vir die Arameërs 'n oorwinning te gee nie, maar gebeur dit alles net sodat een man by God kan uitkom. Het jy al die lewe gehoor, as ons getuienis oopmaak vanmôre, ons het nou so 'n paar weke terug, toe vra ek 'n paar mense om net te getuig, te sê hoe het hulle vrouens ontmoet. Dit is mooi stories gehoor. Maar baie keer gebeur dinge sodat God verheerlik kan word. Amen. En God wou gehad dat ek glo hierdie man wat in goddeloosheid groot geword het, nie God wou verdien het nie. Want nergens sê dit dat hy God verdien het nie. Maar nou sien ons wat gebeur. 'n klein dogtertjie word ontvoer en sy word as 'n diensknegt in die huis van die koning. En ek dank die Here dat ons weet vanmôre, God is getrou. En hierdie diensmeisie het nooit vergeet wat gebeur het. En ons sien in die gedeelte wat ons gelees het, dat die volk het die Here vergeet. Maar hierdie dogtertjie het nie die Here vergeet nie. Sy het onthou van die God wat voorsien. Sy het onthou van 'n God, van haar vaders, wat die oorwinning gebring het. Prys die naam van die Here. En hierdie dogtertjie sê, ek ken 'n man. Ek ken 'n man. Hy sal die oplossing gee. En weet jy wat gebeur? Hy kom en hy gaan nie eens in nie. Hy sê, gaan sê vir hom, die lewe bestaan. Daar is 'n oplossing vir jou. Maar jy moet gaan na die rivier Jordaan en gaan duik 7 keer in die rivier Jordaan. En jy weet wat gebeur, broer en suster. Hy wil nie die plan uitvoer nie, want hy wil sy eie plan uitvoer. En hy maak dinge by mekaar en hy reël, luister nou mooi. Op voorstel van 'n kind, hoor hy dan ook, en hy kom, en hy sê, ek sal iets anders doen. Hoor nou wat is hy bereid om te doen. Nou, ek weet nie wat het sal werd wees in vandag se pryse nie. Maar hy gee 10 talente silwer, 6.000 sikkels goud, 10.000 sikkels goud. Hy sê mooi 10 stelle klere en 'n brief aan die koning, wat hulle bereid is om te gee vir hierdie man se welstand.
Maar die koning van Israel kon niks doen nie. Jy sien broers, dit er baie keer as goud en silwer niks werd nie. Jy sien vir die bedelaar van die skone poort, Petrus en Johannes kom daar en hy sê, hy het uitgesoek na 'n almoes. Dit was sy begeerte, 'n almoes. Maar wat gebeur? Petrus en Johannes sê, silwer en goud het ons nie. As ons dit gehad het, ons vir jou gee, maar jy sal lamp gebrei het. Maar silwer en goud het, maar wat ons het, in die naam van Jesus staan op en loop. Halleluja, kom ons gee die Here eer. Want dit is wat God doen. Hy laat jou hele situasie verander. Wat vir my so mooi is in die woord van die Here. In die Ou Testament sê dat deur bokke en stiere kon hulle jou vrymaak, maar net vir 'n jaar. En na 'n jaar moet jy weer kom. Dis soos om 'n pleister op 'n seer te sit. Die seer is nog daar. Dit lyk goed, maar die seer is nog daar. Maar die Bybel sê, die bloed van Jesus maak jou geheel en gesond. Halleluja. Die bloed van die Here. Want dis wat God wil hê. Hy het die volheid vir ons. En ons sien wat gebeur toe hy gaan. En hy doen wat God wil waar dat hy moet doen. Nie sy eie plan nie. Maar die plan van God was hy genees. Totaal genees. Hierdie leier, hierdie groot soldaat, het miskien gesê, weet julle wie ek is? Ek is 'n leerkomste van die koning. Dit is so, na Aman, maar gaan na die Jordaan toe. Hoeveel keer het ons nie al boodskappe gehoor, doen dit, dan sê ons, ek weet nie of ek bereid is om dit te doen nie. Ek is nie bereid om dit te doen nie. Maar met groot hartseer sê ek weet wat vir my so rukkie terug gebeur het. Ek deel met iemand wat ek goed ken. En ek sê vir hom, asseblief, luister mooi. Jy het al die Here geken, jy weet wat die regte pad is. Wil jy nie ophou met jou drank nie? Hy sê, pastoor, is baie moeilik. Ek sê dis maklik nie. Maar kom ons vertrou saam, kom ons werk saam, dat jy kan ophou met die drank. Hy sê, nee, ek sê, want as jy dit nie doen nie, is die einde die hel vir jou. Weet jy wat antwoord my af, pastoor? As dit nou maar so is, dan moet ek nou maar hel toe gaan. Bereid om die hel te aanvaar deur jou eie planne wat jy nie wil ingee en oorgee aan God nie. Terwyl God sê ek sal jou bystaan in jou situasies. Wie wil in die plek vanmôre, ek gaan nie vra dat jy getuig nie, maar wie in die plek het gevoel, ek kan nie meer met my situasie aangaan nie. Is daar so iemand wat 'n hand kon opsteek? En wat het gebeur? Die Here het jou deurgedra, het jou verlos, het jou vrygemaak. Want hy is God, dis die beplanning van God. God verander sake. As ons gehoorsaam te wees, verander hy elke situasie. Hy kon gesê, ek is bly, ek bly by my belaatsheid. Buitendiens sien niemand my nie. Dit is miskien so. Niemand weet van jou situasie nie. Jy kom kerk toe en dit lyk so goed, dit lyk so mooi. As hy die kar klim, dan ry jy terug na jou situasie toe. En dit vererger. En dit word erger. Dan kom jy weer na die huis van die Here. Jy wil nie ingeen, ek aanvaar dit maar. Dit is seker my lot. Maar lot, ek wil vanmôre vir u sê, broer en suster, God verander elkeen se lot in hierdie plek. Elkeen se situasie. En baie keer lyk dit nie na die plan van God nie. Maar kom ons deur die gees van die Here, luister ons na die stem van God, en hy sal jou deurdra. Wie glo dit vanmôre? Kom ons staan weer op ons voete. Steek ons hande op en sê, Here, hier is ek. Sien my daar. Dra my deur, Here, hier is ek vanmôre. Ek weet u doen dit. Halleluja. Here, op hierdie oomblik, u sien elke hand, u ken elke situasie. Ek vra mooi, Here, terwyl die duiwel vanmôre aangeval het, wil ons dankie sê vir u groot plan in ons lewe. En ons vra mooi, Here, dat u
deur elke situasie van elke persoon in hierdie plek sal wees, dat U ons sal deurdra in die naam van Jesus. Elke situasie, Here, ons lê dit voor U en ons sal getuie dra van U groot werkende krag in Jesus naam. Amen. Halleluja.